Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dit wat 2000 jaar terug, bykans 2000 jaar terug gekom het vir elke mens. En dan is dit so belangrik dat die skrif vir ons sê dat God wil nie hê dat een mens verlore moet gaan nie, maar dat almal gered word, en dan gaan hy verder en sê tot 'n kennis van die waarheid kom. So mense, daar is baie belangrik dat daar sekere inligting wat aan ons toe moet kom. Dis baie belangrik. As ons gaan kyk na die werk wat God in Jesus Christus gedoen het, dan het Jesus Christus gesê dit is afgehandel, dit is volbring. En dan sien 'n mens, dit is daai werklikheid wat God met die sondeval, daar was 'n sondeval gewees. God het die mens in sy beeldnis en gelykenis geskape. Daar het 'n sondeval plaasgevind in Genesis. En Genesis 3 vers 15 sê God vir die vrou, jou saad sal sy kop vermorsel. Die saad het gekom vir 4000 jaar is Jesus Christus in wording gespreek. En Jesus Christus het gekom en hy het presies gedoen wat God hom voorgestuur het, en hy het gesterf en hy het gesê dit is volbring. So ons wil baie keer hê, as ons gaan kyk na die wêreld, dan sê ons vir die mense, die mense moet net by die Here uitkom. Die mense moet net by die Here uitkom. Maar mense, dit is reg, maar dit is ook nie reg nie. Want dit is weer jou pogings. En hoekom ek dit sê, hierdie is nie 'n passiewe situasie nie, maar wat ek vir julle wil sê, ek het vir jare lank gesukkel om by die Here uit te kom, want dan is dit my maats, dan is dit dit, dan is dit my pelle, dan is dit hierdie ding, dan is dit hierdie ding, en ek het altyd gesukkel om by die Here uitgekom, en ek het nooit in my lewe goed genoeg gevoel dat ek nou daar is nie. En dan gaan ek Sondag kerk toe, dan sê hulle vir ons, kom ons gaan nou gou die wet voorlees, en dan bid ons, almal het maar gesondig, en almal is hel verdien. En dan het ek daai week baie mooi probeer leef, en dan besef, toe ek op 'n punt gekom wat ek sê, dit sal vir my nooit werk nie, ek sal nooit kan voldoen nie. En dit is die werklikheid wat my op 'n punt gebring het om te gaan kyk na die skrif, is daar nie miskien 'n ander werklikheid nie? En ek het die Bybel gelees, en ek het tot hierdie werklikheid uitgekom, dat ek moenie by God uitkom nie. Ek moet net die inligting kry dat God het 2000 jaar terug by my uitgekom. God het by 2000 jaar terug my lewe met hom reggemaak. Praat hy daarvan Romeine 5 vers 6 tot 8 van God se liefde toe jy nog goddeloos was. Dan gaan hy daarna verder, dan sê hy dat God het ons in Christus versoen. En dan gaan dit so ver dat in 2 Korintiërs 5 vers 18 en 19, dan sê die skrif vir ons, maar God het ons nie met hom versoen alleen nie. Hy het nie net die wêreld met homself versoen nie, maar hy het ook nou vir ons die bediening van versoening gegee. Nie weer die bediening van veroordeling, sodat iemand wat hierdie week baie hard probeer het om reg te lewe, dat jy dit gaan afskiet deur 'n bediening van veroordeling en vir hom sê, jy mis dit nog in elk geval nie. Mense, so dis baie belangrik. Ons kan nie bly by Romeine 3 vers 23 nie, waar ons vir mense sê, almal het gesondig en het ontbreek aan die heerlikheid van God, en net daar stop nie, want dit is 'n werklikheid, maar daar het nog 'n gedeeltjie, daar's 'n 24ste vers ook, wat sê, en elke ene van daai mense is sonder verdienste geregverdig deur Jesus Christus. So mense, belangrik, kyk mooi, so God het by ons uitgekom, kyk wat sê 1 Timoteus 3 vers 16, en onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Hy sê hierdie is 'n verborgenheid. Jy gaan net sommer sien, jy gaan moet diep inkyk. Vorige lering daaroor gepraat, oor die verborgenhede. Hy sê, die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in hierdie wêreld, God, en is opgeneem in heerlikheid. Mense, dis 'n gedeelte wat baie mense sal skud, maar dit was 'n werklikheid van God. Dit wat God vir die mens kom doen het. Dit is so belangrik as ons daarna gaan kyk. En baie keer dan sit ons na hierdie werklikhede en dit bly 'n verlange dat ek nou miskien eendag net in 'n regte posisie met God kan wees. En ek hoop die dag met die wederkoms of die dag as ek doodgaan en ek voor God gaan verskyn, dat my saak daarom net reg is op grond van my verdienste. Mense, die werklikheid is nie dat jy kan nie net aangaan met jou lewe nie. En dit is hoekom Efesiërs 1 vers 13 sê, toe julle die woord van die waarheid, die genuine woord, die visie waarheid, Jesus Christus is die waarheid. Toe jy die woord van die waarheid, die evangelie van jou redding, gehoor het
en dit geglo het. Met ander woorde, geloof is 'n oortuiging. En oortuig daarvan is, word jy verseël met die belofte van die Heilige Gees. Daar sit hy. Dis dit. Nee, so mense, dis nie net mense wat dit gehoor het nie. Dis nie die mense wat die woord van Moses gehoor het nie. Dis hy wat die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het en gehoor het en gehoor het en dit jou eie gemaak het, met ander woorde dit geglo het en gesê het, dit is nou my werklikheid. Wat is die werklikheid? Dat 2 Korintiërs 5 vers 15, as een vir almal gesterf het, dan het almal gesterf en Jesus het vir almal gesterf, so die wat leef nie meer vir homself leef nie. Mense, jy leef nie meer nie, jy het dan gesterf. Nie meer vir homself leef nie, maar vir die een wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Daarom sien ons niemand meer na die vlees nie, jy sien niemand na die ou mens nie, of hy dit aanvaar het of nie aanvaar het nie, jy sien die boemelaar, die wie ook al, wie se wat ook al, sien jy nie meer na die vlees nie. Die feit dat hy dit nie aanvaar het, die geskenk wat Jesus vir hom gegee het nie, sê nie dat Jesus het dit vir hom gegee nie. Dis ons werk om vir hom te sê wat hy ontvang het. Hy sê, daarom sien ons niemand meer na die vlees nie. Hy sê, al het ons Christus ook na die vlees geken, so ken ons hom tog nie meer nie. Hy sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n splinter nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Mense, dis een versietjie. Dis net daai een werklikheid van die aanvaarding. Die oomblik toe ek dit myne maak, is ek 'n nuwe skepsel. Ou dinge het verbygegaan. Nog steeds my klere aan, my verslete klere of wat ook al, maar ek is 'n nuwe skepsel. Mense, baie belangrik. En dan kyk 'n mens daarna, hoe ons daarna verlang het, en ek myself in my lewe verlang het, in die aande dan huil ek oor hierdie, as kind, oor hierdie, wat van as ek dit nie maak nie, en die ander gaan dit maak, en daai verlange, en jy gaan kyk, die skrif praat daarvan, oor Dawid, dit was, in die oude tyd was dit gewees, hy sê, Romeine 4 vers 6, hy sê, soos Dawid die mens salig spreek, aan wie God geregtigheid toereken, sonder werke, is 'n verwysing na Psalm 32, vers 1 en 2, hy sê, welgeluksalig is hulle, wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Dit is wat Dawid gesien het. Hy moes vooruitkyk daarna. Mense, dat ek kry baie keer hierdie prentjie in my kop van, julle sien altyd hier, veral rondom Kersfees, dan het hulle hierdie video wat hulle wys, en flieks wat hulle wys, dan is dit, die man sit hier buitekant, hy sit hier in die koue, en in die sneeu, en dan kyk hy hier van buite af daar na binne toe, en hy sien daar die mense sit daar in die huis, lekker warm en lekker cozy, en daar's 'n vuur en al die werklikhede, en hy moet hier buitekant sit. Dit is waar die mens was. Dis waar die mens was, maar in Christus het hulle wat ver was nou naby gekom. Met ander woorde, hy het ons ingetrek, en die werklikheid is dat God wil hê ons moet hierdie boodskap hoor, dat mense kan besef, die deur staan oop, hulle kan ingaan in die huis, en jy kan ingaan in die huis, en jy sal van binne af, van die warmte van die huis af, gaan jy na buite toe kyk, en jy gaan nog steeds die sneeuvlokkies en al daai goed daar sien, maar dit gaan nie 'n effek op jou hê nie, want jy gaan in die hitte van die huis wees, en as jy nie daarna glo nie, dit is wat ons in die geestelike ook kan beleef, as hy sê, byvoorbeeld in Efesiërs 2 vers 19, hy sê, so is julle nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges, en huisgenote van God. Jy is, hy sê nie gaan wees nie, dis nie iets wat jy gaan kry die dag as jy doodgaan nie, hy sê, so is julle nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers, jy is 'n medeburger van die heiliges, deur die aanvaarding van Jesus Christus, nadat jy die woord van die waarheid gehoor het en het geglo het. Nie Moses, nie die buurman, wie ook al nie. Net hierdie werklikheid wat God vir ons gegee het, die getuienis wat God vir ons gegee het aangaande Jesus Christus. Mense, dit is so belangrik. Die werklikheid het gekom, mense. Kom ons gaan kyk na die oue tyd, waar hy buite gestaan het, die mens buite gestaan het. Dan praat hy in 1 Petrus 1 vers 10, hy sê, aangaande hierdie saligheid, het die profete wat geprofeteer het oor die genade wat vir julle bestem is, ondersoek en nagevors. Hy praat met ons, hy sê vir julle, dis vir ons, die genade wat vir julle bestem is,
het hulle ondersoek en nagevors. Dis die profete wat in die ou tyd geskryf het, die Ou Testament. En hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruitgetuig het oor die lyde wat oor Christus sou kom. Die lyde wat oor Christus, sien die mense, dis 'n afgehandelde werk. Hy gaan en hy sê, en die heerlikheid daarna. So hy praat van hierdie mense wat hierdie werklikhede in die Ou Testament nagespeur het, en oor die werklikheid, die lyde wat in Christus sou kom, en die heerlikheid daarna. Mense sien in watter posisie is ons, dat ons moenie teruggaan na daardie, ons moenie weer buitekant in die koue gaan sit nie, maar ons word ingenooi in hierdie werklikheid. Kolossense 3 sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, nie die dinge wat op aarde is nie, moenie weer na die verlede gaan kyk en na die ou dinge gaan kyk nie, sien jou werklikheid, sien jou ingeslotenheid in Christus. Hy sê, want julle lewe is saam met Christus verborge in God. Jou lewe is saam met Christus verborge in God. Nou skryf Petrus oor die heerlikheid daarna, en dan klink dit vir hom asof die mense nie mooi gehoor het nie. Nou skryf hy weer vir die mense, hy sê, luister, kom ek vir julle, 2 Petrus 1 nou, weer die eerste hoofstuk wat hy skryf aan die mense, hy sê, mag genade en vrede vir julle vermeerder word. Hoe? Deur die kennis van God en Jesus ons Here. Julle moet net tot 'n kennis kom. Jy moenie iets bydoen nie. Jy moenie probeer om jouself te verbeter en aanvaarbaar maak vir God en 'n beter mens te probeer word nie. Kom tot 'n kennis van dit wat God gedoen het, toe hy 'n einde aan jou ou lewe gemaak het en vir jou 'n nuwe lewe kom gee het. Nou sê hy, vers 3, 2 Petrus 1, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe in Godsvrug dien. Hy het ons alles geskenk wat tot die lewe in Godsvrug dien. Daar kom niks kort nie, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deeg. Dan sê hy van hierdie kennis waartoe jy kom, waardeur hy ons die grootste, God, hy, hoofletter, hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Dat jy daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Mense, dit klink na godslastering, maar dis wat God wou gehad het. Hy sê, in Johannes 17, dan bid Jesus, dan sê hy, Vader, maak hulle een soos wat ons een is. Soos wat ek in u is en u in my is, dat ek in hulle kan wees, hulle in my kan wees, sodat ons almal een kan wees. Efesiërs 4 praat van hierdie eenheid, en ons bly afstig, omdat ons nie by die werklikheid van die vryspraak bly nie, by dit wat God gedoen het, toe hy aarde toe gekom het, en hy jou saak kom regmaak het, met die mens. Mense, nou sê hy, hierdie hele werklikheid is nou in elke mens. God het hierdie werklikheid in elke mens se hart uitgestort. Hoor wat sê Romeine 10 vers 6, hy sê, maar die geregtigheid wat uit die geloof is, met ander woorde deur die aanvaarding, sê dit, moenie in jou hart sê, wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring, en wie sal in die afgrond neerdal om Christus uit die dode op te bring nie. Maar wat sê dit? Wat sê hierdie geregtigheid, hoe God jou in die regte verhouding met hom gestel het? Wat sê dit? Hy sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart is die woord van die geloof wat ons verkondig. In jou mond en in jou hart is die woord van geloof. Dit is wat God wil gehad het, dat dit nou in ons is. Mense, in die Jode vir wie Christus eintlik gekom het, het dit nie aanvaar en daarom in die eerste 4 verse nou van Romeine 10, dan skryf Paulus en hy skryf vir sy volksgenote, hy sê, broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Want ek kan van hulle getuig dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Jy sien, ons moet tot net die hele werklikheid is, nie om by God te probeer uitkom nie. Dit was die Ou Testament. Die mense het torings gebou om by God te probeer uitkom. Toring van Babel. Hulle het offerandes gebring. Nee, God het nou by ons uitgekom en ons moet kennis kry daarvan. Hy sê, toe jy die woord van die waarheid, die evangelie van jou redding gehoor het en het geglo het. Hy sê, want ek gaan tuig dat hulle 'n ywer vir God het, maar sonder kennis. Hoekom? Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle aan die geregtigheid van God
nie onderwerp nie. Mense, as jy nie beter weet nie, dan gaan jy uit die aard van die saak jou eie ding probeer doen. Maar nou kom ons en die boodskap is uit. Hy sê dit wat vir eeue geslagte verborge was, maar nou geopenbaar is. Dis openbaringskennis, maar as jy dit self nog nie gesien het nie, gaan na iemand toe wat hierdie openbaringskennis het en dat daardie werklikhede vir jou kan oopmaak, sodat jy dit ook weer kan sien. Hy kom in Handelinge 17, dan kom Paulus, dan praat hy daar van vers 24 af, en sê God wil nie in tempels wat met hande gebou word woon nie. Mense, dis so belangrik, want hulle kom en hulle sê vir Paulus, vertel vir ons bietjie, wat het jy om vir ons te sê? Hy sê, nee man, ek sien Atheners, julle is baie godsdienstig. Hy breek hulle nie af nie, hy sê, dis die plek waar jy is. Hy sê, maar ek sien daar's 'n beeld wat gerig is aan die onbekende God. Hy sê nou, daai onbekende God wil ek vir julle verkondig. Jy sien, baie keer het ons 'n idee van God, dat dis die God wat ons straf, dis die God wat ons dophou en kyk, en kruisies maak en opskryf in sy boek. Nee, ons moet besef dat hierdie groot God, wat is hierdie groot God? Wat het hy? Hy sê hy het sy seun vir ons gegee. Nou sê hy, maar hierdie groot God, gaan ek aan julle verkondig vandag. Hy sê, die God wil nie in tempels met hande woon nie, want hy wil in ons woon. Hy sê ook, wil hy nie deur mense hande gedien word, asof hy 'n behoefte aan iets het nie, want God self het aan almal lewe en asem en alles gegee. Dan beskryf hy hoe die werklikheid is, dat God uit een bloed, dis Jesus Christus, alle mense gemaak het, in plekke gesit het waar hulle gaan woon. En dan kom hy in die 28ste vers en sê hy, in him we live and move and have our being. In hom leef ons en beweeg ons en het ons volle bestaan. Jy sien, dis nie 'n verlange hier buite, ek kyk na die huisie en ek wil graag daar wees nie. Dis 'n werklikheid, gaan en maak die deur oop, die deur van jou hart, en gaan in, neem deel aan hierdie werklikheid wat God vir jou gegee het, wat hy vir jou gedoen het in Jesus Christus. So mense, absoluut belangrik, dat ons na daai werklikheid gaan kyk. Daar was verskillende dispensasies, ek sê dit net weer, dat hierdie is nie 'n boodskap wat uit die lig uitgeruk word nie. In die begin, kom ons vat hom net gou deur, kom God, hy sê, daar's 2 bome in die tuin, altyd dit gaan oor die boom, daar's 'n boom, wat hy, byvoorbeeld, ek vat net een klein deeltjie, toe die mens sondig, toe sê God, nou gaan hy die boom van die lewe beskerm, sodat die mens nie daarvan eet, en vir ewig in 'n gevalle toestand leef nie. Hy sê, maar jy mens, sal nou uitgaan, en die grond waarin jy gevorm is, sal voortbring dorings en distels, dan praat hy van 'n boom. En hulle gaan deur hierdie dorings en distels, jy kan sien in die Ou Testament hoe die mens gelyk, die aakligste dinge gedoen. God sê so, hulle wil nie na God luister nie. Hulle gaan op die berg, Moses gaan haal die wet, kom af, het hulle vir hulle God gemaak, 'n kalf gemaak. Jy sien, dis die dorings en distels wat hulle lewe voortgebring het. Maar nou kom hy in Jesaja en sê, maar God het iets anders in gedagte vir julle. Hy sê, want sy weë is hoog, baie ver verhewe bo julle. Sy denke is ver verhewe, want hy weet waarmee hy besig. Hy sê, in die plek van die doringboom gaan daar 'n sipres wees. Hy sê, God gaan nie die oue verbeter nie, hierdie ding waarmee julle besig is. Nee, hy gaan hom wegvat en hy gaan 'n nuwe een daarstel. Hy sê, in die plek van die distel gaan daar 'n mirte wees. En dan gaan hy deur hier na Matteus toe, kom hy by Matteus, in Matteus 7 dan sê hy, 'n goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. En hy sê, met ander woorde, 'n boom sal geken word aan sy vrugte. Jy sien, met ander woorde, wat hy daar vir ons sê, is, Jesus verduidelik vir hulle, ek is op pad om daai boom uit te kap, en ek gaan 'n nuwe boom daar stel. Jy sien, en ek gaan die boom wees, daai selfde boom van die lewe. Ek is daai boom van die lewe, en ek gaan daai boom wees, en weet jy wat, hy gaan altyd goeie vrugte dra. Ons wil so maak, daai ou dra slegte vrugte, want kyk, hy's 'n slegte boom. Nee, Jesus wys vir hulle, en daar in die bergpredikasie, ek gaan daai boom uitkap, en ek gaan die boom wees. Julle het my nodig. Jy sien, hy maak die wet tot die mag 2 in die bergpredikasie, dat die mens besef, hulle kan nie, as hy gedink het hy kan nog, gaan hy besef hy kan nie, want Jesus sê, julle gaan my nodig hê. En hy wys dit vir hulle. Hy kom in Johannes 15, dan praat hy van die boom, en sê hy, ek is die ware wynstok, julle die lote, my Vader die landbouer. Hy sê, bly in my, soos ek in julle. Jy sien, dan praat hy van daai werklikheid van die boom. Kom hy op Galasiërs 3, dan sê hy, dat God het weer vir ons daai boom
gegee, want in die Ou Testament was daar 'n vloek gewees. Hy sê vervloek is elkeen wat in 'n boom hang. En Jesus word daardie vloek vir die mens. Hy hang op Golgotha en nou sê 1 Johannes 5 vers 12 en 13, hy wat van daardie boom eet, het die ewige lewe. Hy wat nie daarvan eet nie, het nie die ewige lewe nie. Mense, dit is so fantasties as ons daarna gaan kyk. Dis nie meer 'n buitekant sit en verlang na binne toe nie. Dit is absoluut dat God het vir ons daai toegang gemaak. Hy gaan self so ver en sê in Hebreërs 10, dan praat hy van die inwyding in die tempel. Mense, dis fantasties as ons daarna gaan kyk. Kom ons sluit gou af met daai gedeeltetjie in Hebreërs 9. Dan praat hy van hierdie tempel, die inwyding van die tempel en die eerste tabernakel en alles. Dan sê hy, Hebreërs 9 vers 8, hy sê waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is solank die eerste tabernakel nog standhou nie. Jy sien, dis daai van buite af. En dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd. Dit was net 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig het na die gewete nie volkome kon maak nie, omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge, wat opgelê is tot op 'n tyd van herstelling. Hy sê al hierdie goed, daai van buite af kyk, was tot op 'n tyd van herstelling. Hy sê, maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, wat wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal 2000 jaar terug ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Hy het vir ons 'n ewige verlossing teweeggebring. Soveel so dat hy staan en dan praat die skrif vir ons hierso in Hebreërs 10 vers 19. Hy sê terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op 'n nuwe en lewende weg. Kyk mooi, op 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Deur die voorhangsel heen. Jy sien daai groot werklikheid wat ons het, is nou daar een met Jesus Christus. Hy sê, julle is nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. So dis baie belangrik mense, dat ons nie kyk dat ons by God probeer uitkom en mense wil hê, ons moet daardie werklikheid wat ons het, moet ons by die mense inbring. Hy sê, elkeen wat die Here aanroep sal gered word, Romeine 10 vers 13. Maar hoe kan hulle iemand aanroep van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle iemand glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? So ons bring hierdie boodskap, die goeie nuus vir elke mens, sodat elke mens dit kan aanvaar. Amen.